1 Petrus 2 vers 24 sê, wat self ons sondes in die liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Glo my, om ander te oordeel is nie ons missie nie, tog is daar so baie kinders van die Here wat baie gou is om te oordeel. My vriend, die woord is baie duidelik dat ons die sonde moet haat, maar die sondaar moet lief hê. Enige een wat 'n sondaar is, wat natuurlik almal van ons insluit, kan baat uit hierdie volgende feit. Die evangelie is duidelik dat Jesus reeds die prys betaal het vir ons sondes, vir elke persoon. Elke persoon wat hulle sondes bely, sal vergifnis en verlossing verkry. Jesus het nie net gesterf vir groot of klein sonnetjies soos wat ek en jy dit partykeer klassifiseer nie, maar vir alle sondes. Moenie dink jou sondes en jou verlede is te groot vir die kruis nie, my vriend. Daar is vergifnis vir jou. Ja, ons almal moet sterk en vas staan teen sonde, maar almal van ons faal maar as dit kom by dit. Maar die storie van die kruis is gelukkige storie oor 'n groot liefde wat vir almal beskikbaar is. Maak nie saak waar in die lewe jy trek. Here, baie dankie vir dit wat U gedoen het aan die kruis. Dankie Here dat U liefde so oneindig groot is en so onvoorwaardelik is. Maak nie saak waar ons trek in ons verhouding met U nie. U het ons lief. Wil U gee dat ons ander mense so sal behandel. Here, ons almal maak foute, almal het tekortkominge. Niemand is verhewe bo die ander nie. Wil U gee dat ons die sonde haat, maar die sondaar sal lief hê. Bid dit vanoggend in Jesus se naam. Amen.